Ek wil graag net 'n minuut gebruik om aan u as voornemende borg 'n voorstel te maak in terme van wat ons beplan in terme van borgskappe vir 2026. So, wat ons gedoen het tradisioneel met borge is, ons borge het blootstelling gekry in die vorm van gedrukte media. Nou dit sal nou gewees het hierdie traandruppel vla wat 'n mens op die terrein sou opsit, of jou logo sou verskyn het op ons skerms, op die gedrukte skerms wat ons agter die verhoog gebruik, die klas van ding. En die gedagte toe by my ontstaan is, hoe kan ons die blootstelling wat ons vir ons borge gee op 'n nuwe vlak vat? En ons het toe gedink, na vele opsies oorweeg het ons gedink digitale media. Met ander woorde, hoekom skuif jy nie jou fokus vanaf gedrukte media na digitale media nie? Nou, die gedagte by my dan is om oral op ons terrein, met ander woorde, vandat 'n mens by die karnavalterrein aankom en dan oral waar jy op die terrein beweeg, wil jy binne oogafstand wil jy groot skerms hê waar jy jou beeldmateriaal wys, nie net van wat op die terrein aangaan nie, maar ook jou borge. Met ander woorde, jy wil vir enige iemand wat daar sit in sy springmielies of sy spookasem eet, sy oog gaan die televisie vang. En ons plan is om daai digitale media heeltyd te laat hardloop. Met ander woorde, dat vanaf jou kleinste borg tot by jou grootste borg, dat jy heeltyd blootgestel word aan die branding van borge. So, dis die groot fokus hierdie jaar is dat ons gaan na digitale media beweeg. Nou, digitale media, dit hoef nie net 'n advertensie te wees wat sê, dankie aan Borg X nie, dit kan 'n video wees, dit kan 'n advertensie wees, soos 'n televisie advertensie of 'n YouTube advertensie. So jy kan klank bysit, dit kan beweeg. En ek dink dit vat 'n mens, as jy kyk na die statistiek, ek het 'n bietjie gaan lees daaroor, digitale media ek kan nou nie die woord in Afrikaans onthou nie, maar hulle praat van jou engagement ratio, met ander woorde, hoeveel mense reageer in terme van daai advertensie, met ander woorde, hy doen iets, hy sê vir iemand, kyk daarso, of hy volg 'n skakel, of hy gaan Google, of wat ook al. Dis 400 tot 800% meer as gedrukte media. So jou blootstelling is net op 'n ander vlak. So dis wat ons hierdie jaar gaan doen. Ons het verskillende pakkette in terme van hoeveel dit jou gaan kos om te borg, maar ons het besluit om nog ekstra pakkette aan die goedkoop kant by te sit. Vir mense wat nie groot borge wil hê nie. Voorheen was die borgvlakke gewees R50.000, 10.000, 5.000, 1.000. Nou ons het nou 2 bygesit, 'n 500 en 'n 250, en al daai vlakke sal toegang gekry tot die digitale bemarking. Die maandelikse betaling is die ander ding wat ons oorweeg, is dat ons wil graag vir mense wat in terme van jou kontantvloei, dis ons verstaan is moeilik vir iemand as ek jou sou skakel in Augustus 2026 en sê, hoorie, kan jy asseblief vir my 'n borgskap gee van 50.000 oras of rand. Dis moeilik. Dit is kontantvloei is 'n wesenlike situasie. So ons het besluit die jaar om reeds vroeg die bekendstelling van die karnaval aan prospektiewe borge te doen, maar dan ook om vir jou die kans te gee om jou betalings te stagger. Ek kan nou nie dadelik in die Afrikaanse woord ding nie, om dit uit te sprei oor al die maande. So jy kan besluit, ek wil graag R5.000 gee, maar kan ek R500 'n maand betaal tot voor die karnaval, en jy is baie welkom om dit te doen. Dit gee dan vir jou 'n hoër vlak van blootstelling, maar dit maak nie jou kontantvloei seer nie. 'n Ander ding wat ons gaan bysit hierdie jaar, wat nie voorheen gedoen is nie, is item-spesifieke borgskappe. Nou dit gaan behels dat al die items op ons program gee ons vir mense die opsie om daai spesifieke item te borg. Met ander woorde, dan word jou organisasie se naam eksklusief gekoppel aan daai item. Daar was wel hierdie jaar was daar een item wat dit gedoen het, naamlik ons Sterkman vertoning. Hy's deur 'n plaaslike gasmaatskappy geborg, en daai ouens het laat weet dat dit vir hulle baie goeie myle gegee. Met ander woorde, hulle naam is gekoppel aan daai item. So die e-pos wat ek vir u gestuur het, sal u sien, daar's 'n brief by, met ander woorde, uitnodiging tot borgskap, en hy bevat details oor al hierdie item-spesifieke borgskappe. So gaan kyk gerus na daai lys. Ons is bereid om saam met
enige borg te werk in terme van spesifiek wat dit sal behels, met ander woorde, hoe gaan ons daai item byvoorbeeld benoem, om by jou branding te pas, die klas van ding, maar ek dink item spesifieke borgskappe, jy kan dan met ander woorde, sou jy besluit om nie 'n algemene borg te gee nie, kan jy sê, ek wil net 'n item spesifieke borg doen. Ek wil byvoorbeeld die messelwerk uitdaging wil ek borg, of ek wil met die hoofkunstenaar wat die aand optree wil ek borg. Ek gaan net 'n laaste woord sê dan oor die program. Ons probeer om altyd 'n gemeenskapsprogram te hê. Nou, ons bywoningsvlakke is altyd baie goed. Ons het gewoonlik meer mense wat die Oranje Karnaval bywoon as wat daar mense in Oranje is. Dit is 'n baie goed bygewoonde item. Ons het gewoonlik oor die 3000 mense wat oor die 3 dae besoek aflê, en 'n groot persentasie van hulle is van buitekant. Dis nie net Oranje, is nie die hele, sal ek sê, die hele noordelike Karoo, die Bo-Karoo, woon ons karnaval jaarliks by, maar ook mense van ver, mense van die Kaap, mense van Gauteng. So hulle kom van oral oor. So jy kry baie lekker wye blootstelling by ons karnaval, maar daar's altyd 'n fokus op gemeenskapsbetrokkenheid, en in praktiese terme beteken dit dat ons program vir volgende jaar is 1, 2 en 3 Oktober. 1 Oktober is 'n donderdag. Maar dan die 2 Oktober wat die Vrydag is ons ingang gratis, letterlik gratis. Daar's nie 'n plek waar ons jou vang met iets anders nie. Mense stap net in op 'n Vrydag. Nou, die gevolg daarvan is dat jy kan vir jou hele gemeenskap sê, kom karnaval toe. In plaas van dat jy moet geld spandeer om die hek te betaal, stap jy net in. So ons kry op 'n Vrydag kry ons baie voete, maar natuurlik die implikasie daarvan is dat ons op die Saterdag moet sorg dat ons groot items het, dat mense sou bereid wees om te betaal daarvoor. So ons probeer regtig om goeie hoë gehalte vermaak te gee vir beide Vrydag en Saterdag. Die brief wat ek in hierdie e-pos aangeheg het, sluit meer detail daaroor. So kyk gerus daarna, en as jy sou belangstel, kontak my direk. My nommer is op die e-pos of WhatsApp, net so jou sal pas. So kontak my gerus of vul die aanlyn vorm in wat daarvoor beskikbaar is. So ons wil graag u uitnooi om met ons te gesels oor 'n borgskap vir Karnaval 2026. Ek dink ons gaan dit op 'n nuwe vlak bedryf, en dit kan vir ons albei kan dit net voordelig wees. Ek dink die manier van bemarking gaan vir ons almal die voordeel gee om jou sigbaarheid dramaties te verbeter. Net 'n laaste ding, ons het besluit om in volgende jaar bietjie ons borge te bederf, as ek dit so kan stel. Ons gaan 'n BBP of 'n VIP area vir die eerste keer hê. Ons het nog nie voorheen gedoen nie. En al ons borge kry toegang daartoe. Dis my storie. Ek hoor graag van u. Baie dankie.